julle almal. Vandag kyk ons na die twee identiteite wat jy in graad 11 moet ken. Die eerste een is dat tan van theta, tan van enige hoek, gelyk is aan sin van die hoek op cos van die hoek. Let wel, dis almal dieselfde hoek. En cos kwadraat plus sin kwadraat is 1. Nou jy moet hierdie kan bewys. So, wat jy gaan doen is om maar die definisies van tan en sin en cos te gebruik. En daarvoor gaan ek 'n kartesiese vlak nodig hê, ek gaan my driehoekie nodig hê, dit is my oorsprong, né? Die punt hier, weet ek, daai punt het 'n x-koördinaat en 'n y-koördinaat. Ek moet sê, wat gaan ek die skuinsy noem, en julle weet dit in ons definisies het ons dit R genoem, en dan is hier die lengte net so lank soos dit wat dit hier op die y-as is, as ek soontoe gaan, so hier die lengte gaan y wees, en hier die lengte gaan x wees. So jy moet met 'n sketsie begin, waar jy definieer wat jy bedoel met tan theta. So nou gaan ons na tan theta toe, en ons weet dat tan, hier is die hoek theta, dit moet ek ook aandui. Tan is teenoorstaande op aangrensend, so tan is y op x. Dit is wat ek aan die linkerkant het, tan van theta. Aan die regterkant het ek sin van theta gedeel deur cos van theta. So sin van theta weet ek is teenoorstaande op skuins, so dit is y op r, wat dan gedeel word deur cos theta, en cosA sê vir my aangrensend op skuins, dit is x op r. En dan, as ek met 'n breek deel, is dit dieselfde as om met sy resiprook te vermenigvuldig. So dit word y op r, dan maal en dan draai hierdie om, r op x. En jy kan sien dat ek dieselfde r het, bo die lyn en onder die lyn, dit gaan in homself in een keer, so al wat waarmee ek oorbly, is y bo die lyn en x onder die lyn, wat presies is wat ons gehad het vir tan van theta. Daarom kan ek sê, dus tan van theta is gelyk aan sin van theta op coskant van theta. Goed, kom ons bewys cos kwadraat plus sin kwadraat is gelyk aan 1. Ek gaan na 'n skoon bladsy toe. So weer eens, hier is net 'n theta in, daar is niks van x en y en r en oorstaande, niks van daai goed nie, so ek moet met 'n skets begin. Die maklikste is om jou hoek in die eerste kwadrant te maak, want jy kan hom in enige kwadrant maak, solank jy vir hulle net definieer, dat daar is my hoek theta. En dan weet ek kan 'n lyntjie hier aftrek, sodat hierdie 'n 90 grade hoek is. Die eindpunt hier het koördinate x en y, dis nou maar dieselfde storie. So, as ek wil weet, wat is hierdie teenoorstaande sy, dan is hy net so lank soos die waarde wat ek daar op die y-as gaan aflees, wat y is. En hoe lank is hierdie aangrensende sy aan theta? Wel, hy is net so lank soos wat ook al hier op die x-as staan. En al wat ek weet is dat dit x is. So nou kan ek begin met cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta. So, cos onthou ek met cosas, so dit is aangrensend op skuins, en onthou dat ons die skuinssy altyd r gaan noem, ek moet dit ook op die prentjie aandui, so dis x op r. Nou dit is cos van theta.
So cos kwadraat gaan beteken x op r in die kwadraat. Dan sin, onthou ek met sint, so dis teenoorstaande wat y is, op die skuinsy. So dis y op die skuinsy. En weer eens, sin van theta moet kwadreer word, so hierdie waarde moet ek kwadreer. Dan kry ek x kwadraat op r kwadraat plus y kwadraat op r kwadraat. En omdat ek 'n gemeenskaplike noemer het, kan ek dit as een breek skryf met x kwadraat plus y kwadraat. Maar kyk, wat is x kwadraat plus y kwadraat? Dis hierdie 1 kwadraat plus daardie 1 kwadraat. So uit Pythagoras se stelling weet ek dat dit eintlik r kwadraat is. So dit is r kwadraat op r kwadraat wat 1 is. So daar het ons bewys dat cos kwadraat plus sin kwadraat van dieselfde hoek gelyk is aan 1. Nou, hierdie identiteit, cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta is gelyk aan 1, kan op baie handige maniere geskryf word. As ek byvoorbeeld die sin kwadraat soontoe vat, dan sal ek sien dat cos kwadraat theta gelyk is aan 1 minus sin kwadraat theta. En as ek sou besluit ek gaan die cos kwadraat oorvat, dan gaan net die sin kwadraat aan die linkerkant oorbly, en dit gaan wees 1 min cos kwadraat theta. So, dit is 'n baie veelsidige identiteit, wat jy op verskillende vorms kan skryf. In die volgende video sal ons na voorbeelde kyk.